Goeiemôre. Vriende, baie welkom vanoggend by hierdie erediens. Dis die eerste Sondag nadat die skole heropen het. So spesiale welkom by hierdie geleentheid vandag, wat ook die begin is van die kategese vir hierdie jaar. En vir die wat ons nog nie gesien het nie, mag dit 'n besondere goeie jaar wees. Ekskuus net gou. Kan julle my hoor? Mag dit vir julle 'n baie goeie jaar wees. Mag ons regtig ook in hierdie jaar die Here se liefde en die Here se sorg saam met mekaar beleef. Ons het vandag ook 'n doopgeleentheid en vir julle baie welkom, spesiaal welkom saam met die familie. Mag dit vir julle 'n besondere dag ook wees hier. Ek was verlede Sondag in die moedergemeente by die bevestiging van hulle nuwe dominee, en toe die persoon wat daar opgetree het gesê, ons is vandag amper meer dominees as Christene hier. Nou ek dink vanoggend is dit amper dieselfde. Want hier's 'n paar dominees wat hier oral sit, maar ek en Samantha gaan die diens saamlei vanoggend, en Ewald is vanoggend ook hier. Hy gaan die doop bedien. Dis lekker om julle Ewald en Beatrix vanoggend hier te sien en te hê. Ja, mag dit vir ons almal 'n besondere geleentheid wees. Kan ek gou sien, is hier iemand wat dalk 'n nuwe intrekker is, wat dalk vir die eerste keer vanoggend hier is, wat die vakansie tyd hier ingetrek het? Enige nuwe intrekkers? Goed, maar hier's wel besoekers. So, wie is almal besoekers? Steek gou julle hande op. Wie is almal besoekers by ons vanoggend? Daar's 'n paar. Baie welkom aan julle. Kom ons groet gou mekaar. Julle het al gesien waar besoekers is. Miskien sit iemand langs jou wat jy voor die vakansie laas gesien het. Kom ons groet mekaar en ons sê vir mekaar welkom. Om ons dankbaarheid te bewys en ons vreugde te wys, kom ons staan en dan gaan ons 2 liedere sing. Lied 188, Kom dank nou almal God, en direk daarna 10,000 Reasons. Ons staan vir al 2 liedere. Tot in
Goeiemôre van my kant af ook. Ons begin vanoggend met die woorde van Psalm 19 wat sê: Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir U aanneemlik wees, o Here, my rots en my verlosser. Met hierdie gebed op ons lippe kom sit ons harte, ons sit ons gedagtes en alles wat ons gaan sê, alles wat ons gaan doen, ons gee dit oor vanoggend en ons sit dit in God se hande. En ons vra die Here om hier by ons te wees. Genade en vrede vir julle van God wat naby is en van Jesus Christus wat ons leer hoe om te leef. Mag ons harte vol wees van dankbaarheid en mag ons woorde lewe bring daar waar ons is. Amen. Nou soos ons gesê, dis 'n volgelaaide dominee oggend vanoggend. Ek gaan nou vanoggend en nou vir ons ook die doop te behartig. Ewald? Thanks. Okay, goeiemôre almal. Dis lekker om hier te wees. Dankie dat Samantha julle my genooi het, dat ek kan staan en hier nie. En dat Heinrich en Rochelle, my bure, ons bure wat net oorkant ons bly, om wie ons 'n lang pad saamstap, vanoggend vir klein Mila laat doop en ek hier is om dit te kan doen. Julle, dit is lekker. Mense vra my net, weet hoe goed ons gaan met goed. Met ons, as jy dink, almal vra, Jesus, maar jy lyk goed, dankie, Oliver Lay, Selusa 45 en al daai goedjies help. Die doop is altyd vir my iets besonders om met julle te deel. Die doop maak 'n groot verskil in ons lewe. En ek gaan die doop eers verduidelik en daarna gaan ons die doop doen. So, kom ek wys gou vir jou, dis Mila. Hallo, daar's hy. So, die doop is 'n geskenk van die lewende teenwoordigheid van Jesus. Dit is 'n groot woord om dit te verstaan, maar hy is hier teenwoordig vanoggend. En in die doop sê hy vir Mila, ek gaan saam met jou pad stap. En ek gaan elke dag saam met jou wees. Dit is hoe dit werk. So die doop is die teenwoordigheid van die Here. Nou kom ek verduidelik dit so vir julle. Ek het die afgelope tyd 'n interessante stuk gelees van Paulus wat in Galasiërs skryf, dan sê hy die volgende. Hy sê hy het 15 dae het hy in die teenwoordigheid van Petrus gewees. 15 dae. En dan gebruik hy 'n woord wat hulle gedoen het. Dan sê hulle het gehistoria. Dit is die Griekse woord wat ons kry van history. So nou dink jy, okay, wat beteken dit? In Grieks baie informeel as jy daarop praat. Hulle het stories met mekaar gedeel. Uitgeruil. Nou hulle ken nie mekaar nie. So kan jy dink 15 dae lank Petrus en Paulus in mekaar se geselskap. What a joy. Daai was 'n geselskap. En toe besef ek, ons dink, en dis waar die doop inkom, en op geloofsopvoeding. Ons dink, ons moet hierdie groot lofty ideas doen. Die geloof gebeur wanneer ons met mekaar praat. Wanneer ons besig is mekaar rondom 'n tafel. Wanneer ons historia. Daar dink my aan die storie van die twee vriende wat mekaar praat en hy sê, my vrou, as ons 'n argument het, raak sy altyd historia. Hy sê, jy bedoel seker hysteries. Nee, histories. Sy haal al die stories in die verlede uit aan en dan praat sy met my daaroor. Nou, dit wat Paulus sê, luister, ons is besig om mekaar oor alles te praat. En alles wat ons praat, is regtig besig om die teenwoordigheid van die Here raak te sien in ons lewe. En dit is, wanneer jy vir kinders sê, luister so, geloof is alles wat ons doen.
Dis nie net 'n Sondag ding nie, dis alles wat ons doen is geloof. So kom ek verduidelik vir julle, die doop het 5 geskenke. En ek sê altyd, ons glo op grond van ons doop. Wat bedoel ek daarby? Die dag toe die Here vir my jare gelede gedoop het, die Here deur iemand my gedoop het, het eintlik vir my kom sê, Ewald, jy verstaan niks nie, maar ek gaan saam met jou op pad stap, ek gaan jou God wees. En later gaan jy sê, ja, ek is die kind. En dit is die wonder van die doop. Die wonder van die doop is dit, dat ons glo op grond wat alles in ons doop gebeur het. Want ons doop vertel ons God se storie oor ons, alles is genade. So die eerste ding, eerste geskenk, jy is een met God, jy het 'n nuwe identiteit. Mila kry 'n identiteit wat jy gaan deel met haar, sy is Christusin. Dis haar identiteit. OK, sy is Christusin. En toe dink ek aan 'n wonderlike fliek wat 'n paar jaar terug, baie jare terug gespeel het, Sunday House Rules, en daar's 'n oomblik, is almal oor kinderhuiskinders wat soek na iemand wat omgee, dan is daar 'n oomblik in die fliek, en kom ons kyk gou die oomblik in die fliek. Good night, you princes of Maine, you kings of New England. Wat bedoel hy daarby? Hy sê eintlik vir die kinders, julle is prinse in ons terme en prinsesse van Somerset West. Dis waar hulle bly myn. En konings en koninginne van die Weskaap. Ons identiteit is in Christus. Ons het alles by hom gekry. Ons het 'n nuwe identiteit en dis wat die doop vir ons sê. Die tweede geskenk wat jy kry is, jy het 'n nuwe begin. Jy het altyd 'n nuwe begin, want die water wat ons familie mee gaan doop, is 'n teken van die feit dat dit ons skoon gewas word deur die Here. Ons het altyd 'n vergeefte verlede. Altyd. Die derde ding is, jy het die Heilige Gees. Laat ek nou julle weer sê, soos altyd, jy hoef nie iets te doen om die Heilige Gees te kry, jy het dit. Die Heilige Gees is die een wat jou oortuig om 'n kind van die Here te word. Jy het dit. Hy help jou om 'n navolger te wees. Jy is familie van God. Dis wat die wonderlike is, as 'n gedoopte, elkeen van ons wat jy is, as 'n gedoopte, jy is familie van God. Waarom gedra jou? Want jy verteenwoordig hom. En jy is geroep om te dien vir God en jou naaste. En daarom, julle as ouers, Hein en Rochelle, hier's 'n wonderlike ding wat staan in Deuteronomium, wat die volgende staan. Hy sê, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gegee het, moet jy in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op jou pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet die heeltyd met hulle praat daaroor. Jy moet die heeltyd praat met die Here, met hulle oor die Here. Dis die wonderlike daarvan. En julle weet, jy vergat nie te worry oor haar wat jy vergat nie te worry daaroor nie. Ons is 'n kindervriendelike kerk. Right. En as daar nie geraas is van kinders, sal ek in elk geval waar geknyp dat sy kan ras. Alright. So ek wil net 'n laaste ding voor ons gaan doop, en dis 'n belangrike ding wat ek vir julle wil gee, wat julle kan verstaan, almal van ons. En ek het dit toe ek besef hoe Paulus praat oor die stories wat ons met mekaar deel. Toe het ek net weer aan hierdie ding gedink wat ek met julle wil deel. Garrison Keillor is 'n skrywer in Amerika en hy het geskrywe, gentleness, his presence is everywhere in daily life. A sign that faith rules through ordinary things, through cooking and small talk, through sharing love, fishing, tending animals, sweet corn and flowers, through sports, music and books and raising kids. All the places where it is beautiful. All the places where the gravy soaks in. Mamas, moenie hardloop en te sê, jy het gemors nie. Wow, het iets gebeur, die tekens van die Here se lewe. Ek los dit daar en dan sê hy, where all the gravy soaks in and the grace shines through.
Waar daar merke van die lewe is, daar skyn die genade deur en dis die wonder van die doop. Die doop gee dit vir ons, dat die Here raak betrokke in ons lewe. Van ons 'n klein kindjie is, al verstaan ons sweet al. Julle is die ouens wat dit verduidelik vir Mila en vir Daniel. Ons gaan 'n liedjie sing om waar ons, julle nou vorentoe kom met die liedjie. En die liedjie is 'n baie eenvoudige, my enigste troos. So ons bly so sit as ons hierdie liedjie sing. Is 'n wonderlike lied met diep woorde. So kom ons sing dit en dan kom julle Heinrich en Rochelle, dan kom julle vorentoe saam met Mila en Daniel. Verkeerde song. Verkeerde lied. Jy het jouself gejinx. Tannie Hanlie, lied 292, my enigste troos. Dankie Hannelie, en Hannelie, jy weet mos, ek staan hier voor, so ek kan enige woorde in enige wysie indruk. So ek het gedog, laat ek nou maar begin sing, want niemand wil sing nie, en die wysie klink nie lekker nie, maar wat kos squeeze om sommer daarin. So, maar dis reg, is 'n wonderlike lied. Dit is so 'n voorreg om julle hier te hê. Ons sien mekaar baie op ander vlakke. Oor kan mekaar, ons leef al lank baie saam mekaar. Ek het ook vir Daniel gedoop. Can you remember? Yes. En dit bly 'n voorreg. Onthou, hy het julle twee gekies vir haar en vir hom as ouers. Yes, sien jy? Sy sê ja. Ja, dit is my skat. Ja, dit raak nou lank, maar ek weet genoeg waar die is amper klaar. En daarom weet ons, daar's
al die goed wat ons ook klaar gesê het, maar die belangrikste is dat julle op 'n paar goed moet antwoord. Die eerste ding is, julle weet, alhoewel is dit hoe moeilik om dit te verstaan, Mila en Daniel is geleende eiendom. Die sin. En julle maak haar groot vir hom. Okay? En dan, die tweede ding is, julle glo dat die Bybel en alles daarin die waarheid is. Die derde ding wat julle sê is, julle gaan hom vir haar en vir hom laat groot. Oei. Daar sê, kom. Hemelse Vader, ons dankie vir die geskenk van ons dogter en die seun wat sy is. Ons bid vir haar lewe en toekoms en haar drome en ons vra dat U haar sal beskerm, lei en omring met U vrede. Laat haar lewe betekenisvol wees en haar lewensreis gelei word deur U lig. Gee haar krag om uitdagings te trotseer en wysheid om besluite te neem wat U eer. Mag sy groei in geloof, liefde en medelee. En U lig deur haar in die wêreld laat skyn. Help haar om te weet dat sy diep geliefd is deur U en deur ons en lei haar op die pad wat U vir haar lewe bestem het. Amen. Nou, gaan ons gou vir kom, ons gaan kyk gou vir die mense. Right. Kom ons kyk. Ja, kyk hier so. Julle moet nou net vriendelik wees asseblief, nee, want daar sê, waai vir haar, almal vriendelik, daar sê, hier is ons nuwe lidmaat. Ons celebrate 'n nuwe lidmaat van die kerk. En ja, dis ek wat jou vashou, ja. En is dit nie wonderlik om te weet dat die Here vir ons so omgee nie, dat hy ook ons elke dag dra. En hy dra ons en hy gee vir ons om en jy kan weet hy's naby aan jou. Dis wat hy doen. Ek gaan jou terugvat, moenie worry nie. Is dit nie wonderlik nie? Voel jy ook die Here se teenwoordigheid, hoe hy jou vashou, hoe hy vir jou omgee en hoe hy elke dag saam met jou op pad stap. Jy moet jou regtig jou doop celebrate elke dag in jou lewe. Dit is 'n wonderlike voorreg om gedoop te wees. Jy is gemerk deur die Here en niemand kan nie merk of wat ja, skat, ek gaan jou terugvat, sien jy? Alles was alright, Ewald is alright. Daar sê my skat. Daar sê nou gaan ons julle gaan net so bly staan as ons die lied sing. Die lied terwyl ons nou gaan sing, is eintlik so van die uitstaplied, maar ons uitneemlied, maar julle gaan staan en ek gaan vir julle gelukwens ook nog. Ons kosbaarste geskenk, dis 'n jare gelede was 'n ouers se gebed wat hulle geskryf het en toe het iemand in die gemeente lied gevat en 'n lied daarvan gemaak. Okay, so hier is dit ons kosbaarste geskenk. Kom ons staan vir die lied en ons sing hom lekker saam. Skenker van die lewe, dankie vir ons kosbare geskenk. Ons kind en kind, aan die kinders aan buite kom. Ons wil van ons kind nooit doen, so doen ons kinders aan u.
sit, dankie. Jy gaan nou sit. Julle baie geluk, julle weet, né? Elke jaar hierdie tyd, kers in die brand, Jesus birthday. Right? Hier is die Bybel. Ek sal vir die huis ietsie inskryf ook vir julle. Baie dankie julle. Dit was wonderlik om dit saam met julle te kon belewe. Okay. Dus ek wil nie sê mens hande klap nie, maar dit is omtrent dit. Right, thanks my. Goed, die katedrese begin vandag, so ons het die wonderlike voorreg om al die kinders vanoggend hier te hê. So ek wil hê al die kinders wat hierdie jaar in die skool is, van graad 1 tot die graad 12, almal, kom asseblief, kom staan hier voor vir my. As daar graad R is en kleintjies, julle is ook welkom natuurlik. Wil julle nie almal van my so staan en kyk julle vir die gemeente nie? Draai julle tweekies om vir my. Goed gemeente, ek wil hê julle moet nou mooi kyk. Hierdie is julle gemeentekinders wat in die skool is. Julle sien hulle nie elke Sondag nie, baie keer dan gaan hulle klassies toe, baie keer het hulle te veel sport aan, of hulle rus 'n bietjie op 'n Sondag, maar hierdie is ons gemeentekinders, waarvoor ons moet bid, en waarvoor ons elke dag eintlik moet aandink, wat nog deur 'n klomp goed moet gaan, wat ons al deur is. Maar hierdie jaar, julle kan my almal herken, wie is hierdie jaar in 'n nuwe graad? Almal. Ek het geweet hulle gaan hande opsteek. Wie het almal 'n nuwe juffrou hierdie jaar? Of meneer, skus, of meneer. Hoe is 'n paar wat gebly het? So elke jaar wanneer ons 'n nuwe jaar het, dan kry ons soms nuwe skooltasse, nuwe skoolskoene dalk. Party van hulle groei so vinnig dat ons 2 of 3 keer nuus moet koop voor die skool begin. En dan nuwe onderwysers, nuwe klasse, sommige nuwe na nuwe skole toe. Nou, die nuwe jaar, en wil jy nie gou met die blokkie daar aangee, ek het hom nou daar agter gelos. Dankie. Nou, 'n nuwe jaar is amper soos 'n leë blokkie. Sien julle my leë blokkie? Daar's nog niks opgeskryf nie. En vandag begin ons ook natuurlik met kategese vir die nuwe jaar. Sommige van julle beweeg na 'n nuwe fase toe, so dis ook weer ietsie nuut. En wanneer ons kategese begin, dan leer ons natuurlik van God en hoe God leef. Maar dan is daar die een ding wat nooit verander nie, wat altyd by ons is en wat ons altyd saam met ons het en saam met ons stap. Kan julle raai wat dit is? Natuurlik Jesus en God, maar daar's ietsie wat ons doen. Oom Henny, wil jy nie vir ons bietjie verder daarvan vertel nie? Maar julle moet eers vir my sê wat dit is, daai een ding wat altyd by ons is, wat ons altyd kan doen. Bid. Ons kan altyd bid. In die Bybel staan daar in 1 Tessalonisense sê Paulus vir ons, bid gedurig. Dit is soos wanneer juffrou in die klas sê, of meneer in die klas sê, praat jy alweer? Ons kan altyd bid. Daar's nooit 'n tyd wanneer ons nie mag of kan bid nie. En ons kan bid sonder dat iemand vir ons sê ons moet stil bly, of dat iemand ons hoor. Ons kan dit saggies doen. Maar die wonderlike is, dat ons nie net altyd moet bid nie, maar dat Jesus, dat die Here ook altyd hoor. Dis nie soos 'n selfoon, as ek bel, dan sê die selfoon, hierdie persoon is nie nou beskikbaar nie, jy kan nie nou praat nie. Ons kan altyd met hom praat, hy luister altyd, elke oomblik, as ek met hom praat. En dis ons hierdie jaar ingaan,
dan is daar dalk 'n klomp goed waarvoor ons bang is of waarvoor ons opgewonde is. Ons kan altyd vir die Here dankie sê en altyd vir hom hulp vra. Ons het darm vir julle weer ietsie gebring. Tannie Rita, waar is jy? Tannie Rita het vir ons hierdie pragtige gebedsblokkietjies gemaak wat ons gaan uitdeel vir julle. Ons hoop daar is nou genoeg. As daar nie is, maak ons net ekstra. Dis glad nie vir ons 'n probleem nie. En ons wil hê julle met hierdie gebedsblokkietjie by julle hou. En elke dag dan kan jy weet jy kan met die Here praat. Hierdie gebedsblokkie moet julle herinner dat ons altyd met die Here kan praat. My gunsteling tyd om met die Here te praat is as ek draf. Dan is dit vir my die lekkerste tyd om met die Here te praat. So jy het hierdie blokkietjie by die hele jaar. As jy wil kan jy hom regtig in jou tas sit. Anders hou hom langs jou bed by jou Bybel voor jy Bybelstudie doen. En as jy regtig nie vanaand weet waaroor om te bid nie, gooi maar die blokkie en kyk wat druk die Here dan op jou hart. Waarvoor bid jy? So Rita, gaan jy my help, dan deel ons hierdie blokkies uit. Gaan julle so? Ja. Neem het. Hy plak. Is 'n bietjie sticky. Das hy. Sorry, hulle plak nog. Dis wat nie gekry het, moet julle net vir ons kom sê, dan maak ons vinnige plan. Tannie Rita hou vreeslik baie van kreatiewe goedjies maak. Hou jy ook af van? Goed julle, so ek wil nou julle uitdaag, nê? God is by julle elke dag en onthou dit, julle kan enige tyd met hom praat, as julle hierdie blokkietjie sien, nê? Onthou dit. Ons gaan nou saam bid vir die kinders vir die jaar, en dan en dan gaan die kleintjies uitgaan na hulle klasse toe en dan vra ons asseblief vir die kategese die res van julle na kerk bly sit met die ouers asseblief dat ons net vinnig met almal gesels oor die jaar se goeders. Okay. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Okay. Liewe Here, dankie vir 'n nuwe skooljaar wat begin, 'n nuwe jaar vol nuwe dinge. Help ons om te onthou dat U elke dag saam met ons stap. Dat U by ons is en dat ons enige tyd met U kan praat. Dankie dat U ons God is en dat U ons liefhet. Gaan met elkeen van hierdie skoolgaande kinders en gee dat hulle hierdie jaar U sal beleef daar waar hulle is, maar ook U sal uitleef vir die mense om hulle. Amen. Asai, kleintjies, julle gaan nou na julle klasse toe. Die res, julle is welkom om weer te gaan sit. Gemeente, dit is dan ook hierdie tyd wat ons geleentheid kry om die Here te dien met ons offergawes.
Voor ons die woord van die Here gaan saam lees, gaan ons nog 2 liedere saam sing. Ons kan sommer net daar waar ons sit, dit sing. Die eerste een is, die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, en die een daarna is I surrender. So daar waar ons sit, kom ons sing die volgende 2 liedere saam. Ons gaan saam lees uit Kolossense hoofstuk 4, maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Here, u woord is die lig op ons pad, dis die lamp voor ons voet. U woord, die Bybel, het waarde om ons in die waarheid te onderrig en vir ons te leer hoe om as begenadigde mense te leef in hierdie wêreld.
En bid ons dat ook vanoggend U self met elkeen van ons sal praat, ons dit sal hoor en dat U deur die Heilige Gees ons sal verander om so te gaan leef. Amen. Kom ons gaan lees saam uit Kolossense 4 uit. Ons gaan lees vanaf vers 2. Die opskrif daar sê, bid en tree met wysheid op. Volhard in gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. En bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangene sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Volhard in die gebed. Volhard is nogal op 'n manier 'n vreemde woord. Hierdie kom 31 maal Bybel voor in die Nuwe Testament. Die meeste van die kere is dit wanneer Lukas dit gebruik in Handelinge om vir ons te sê hoe ons as gelowige in hierdie wêreld moet leef. Dit is ook eintlik hoe Paulus dit hier gebruik. Volhard bestaan uit hierdie twee dele, vol en hard. En vol beteken volledig, deur en deur. En hard is wat dit is. Dit buig nie maklik nie. As Paulus hier sê volhard in die gebed, dan sê hy daarmee dat ons te alle tye nie moet buig, nie moet ingee, onder geen omstandighede anders as Christene sal wees nie. En dis eintlik waar die woord ook vandaan kom. Die Griekse woord sê eintlik presies dieselfde. Die Griekse woord sê om aan te hou ten spyte van weerstand. Mense kon sê dat volhard beteken om nie my mantel in te draai nie. Dat ek sal aanhou loop in die rigting waarin ek moet loop om my doel te bereik, my opdrag uit te voer, ten spyte van die wind, ten spyte van die omstandighede wat van die teenoorgestelde kant af na my toe kom. Daar word die storie vertel en dit is mooi uitgebeeld in die fliek wat vertel van barones Blixen uit die fliek Suid-Afrika. Sy het 'n stuk grond, 'n koffieplantasie in Kenia gehad. En op hierdie plantasie was 'n groot groep mense uit die Kikuyu-stam. Tussen haar en hierdie werkers en hierdie mense wat daar gewoon het daar 'n baie hegte band ontwikkel. Toe kom die Eerste Wêreldoorlog, daar kom ekonomiese agteruitgang en sy verloor hierdie stuk grond, hierdie plaas. En sy is af van die grond af, die grond het nuwe eienaars gekry. En sy hoor toe dat hierdie nuwe eienaars wil van hierdie mense ontslaa raak. Hulle wil hulle uitsit, hulle moet na 'n ander plek gaan bly. En sy kon dit nie oor haar hart kry dat dit moet gebeur nie. Maar sy kon nie die grond terugkoop nie, sy kon niks daaraan doen nie. En toe kry daardie area 'n nuwe goewerneur. En sy word uitgenooi na sy bekendstelling, sy inhuldiging. En sy gaan soontoe. En dan gebeur dit dat sy hierdie goewerneur ontmoet. En op haar knieë gaan. En vir hom smeek en sê asseblief, help dat hierdie mense op hulle grond kan bly. En as die goewerneur nog 'n oomblik huiwer, dan staan sy vrou op en sê, jy het my woord. Ek gee jou my woord
hulle sal hier bly. En die vraag is, wat het sy gedoen? Wat gebeur dat hierdie mense op daai grond kon bly? Sy het vasgebyt in die rigting van hierdie Kikuyu-stam se mense. Sy was onbeskaamd. Sy het haar nie laat afsit deur wat almal sê om die mense daarvan af te kry nie. En daar word dan vir haar gesê, she was embarrassed because she loved so much. En dis presies wat Paulus in hierdie gedeelte vir ons sê oor gebed. Paulus sê vir ons in hierdie gedeelte oor gebed. Heel eerste in die brief van die Kolossense sê hy, wie is Christus? Hy sê, God is in hom, in Christus. En Christus is in ons. En dan in hoofstuk 3 sê hy, as God in Christus is, en Christus is in ons, dan moet ons so anders gaan leef. Ons moet anders lyk, ons moet anders optree. Ons verhoudings moet anders wees. Maar besef Paulus, dis net ons wat anders is. Dis net ons wat anders dink oor verhoudings. Die wêreld rondom ons is nog stikkend. Die wêreld rondom ons het nog ander waardes. Dis ons. Dis ons wat omgedraai het. Maar die wind waai nog steeds in die teenoorgestelde rigting. En daarom sy oproep in hierdie gedeelte sê, volhard in die gebed. Moenie jou mantel na die wind draai nie. Jy het omgedraai. Ons stap teen die wind in. Volhard in die gebed. En vanoggend, as ons aan die begin is van 'n nuwe jaar, en as daar 'n klomp onbekende goed voor lê, en ons nie weet wat in hierdie jaar, dit ook 'n verkiesingsjaar in ons land is, vir ons voor lê nie, dan wil die Here vanoggend vir ons sê dat gebed is nie net om na God te roep, omdat ek in die nood is, en 'n sekere iets van hom verwag nie. Volhardende gebed is om aan te hou bid, is om aan te hou anders leef in hierdie wêreld. En spesifiek vir julle wat in die skool is, wat ek vanoggend sê, jy kan dit enige tyd doen. Die minute raak nooit op nie. Ek kan elke oomblik tot God bid. Volhardende gebed, vriende, is nie dat die wêreld gaan is nie dat omstandighede gaan verander nie. Volhardende gebed beteken dat ek het verander. Ek het omgedraai, ek stap teen die wind. Volhardende gebed het nie geslaag as ek gekry het wat ek wil hê nie. Volhardende gebed het geslaag wanneer ek nie verander nie. Al het die omstandighede verander. Of al het die omstandighede nie verander nie. Ek gaan dit herhaal. Volhardende gebed het nie geslaag wanneer ek kry wat ek wou hê nie. Maar dit het geslaag as ek nie verander nie. Ook al het die omstandighede nie verander nie. Dat ek teen die wind sal bly loop. Daarom sê Paulus, wees ook waaksaam. Wees ook waaksaam. Volhard gebed en wees waaksaam. En waaksaam is dieselfde woord wat Jesus Getsemane bid. Is soos 'n roofvoël, soos 'n kraai wat op 'n paal sit en kyk, waar val daar 'n stukkie kos? En die oomblik as hy die kos sien, dan vlieg hy om dit te haal. Waaksaam beteken dat ek op die uitkyk sal wees. Waar is God?
En Ewald het dit nou mooi gesê vanoggend. Is om wanneer daar 'n gemors kom, om nie dan ontstel te raak nie, maar daarin raak te sien, waar is God? Om dan soos 'n kraai op 'n paal te sit en te sien, maar waar is God? En die oomblik as ek hom sien, as dit ware op hom af te pyl. Vriende, die een ding waarvan ons seker kan wees, oor hierdie jaar wat voorlê, is dat God in elke situasie is. In elke situasie sal ons vir God raak sien. En waaksaamheid beteken dat ek nie so toegespit sal wees, dat dinge moet uitwerk soos ek dit wil hê nie. Maar dat ek sensitief sal wees, dat God moontlik op 'n ander manier teenwoordig is lewe. Klompie jare gelede het ek 'n gebedsblokkie vir myself in Nederland gekoop. En hierdie blok het 'n lesenaar. En op een van die kante staan daar: God, dit gaan goed met ons. Ons het meer as wat nodig is om van te leef. Help ons om dankbaar te wees. Die gebed het my al baie keer gehelp om nie my toe te spits op dit wat nie daar is nie, maar om dankbaar te wees vir dit wat wel daar is. En dit bring ons by die derde punt. Volhard in die gebed, wees waaksaam en wees dankbaar. Paulus sê, volhard in gebed, wees waaksaam daarin, en dan sê hy, met danksegging. Dit is nogals opvallend as 'n mens kyk na hierdie dankbaarheid. Dit is nie 'n byvoeging aan die einde nie, maar dit is eintlik hierdie toon van 'n hele gebedslewe. Dankbaarheid is nie net iets wat ons sê nie, dis iets wat ons word. Dit is eintlik 'n kernhouding in ons lewe. 'n Dankbare mens kyk anders na die lewe. 'n Dankbare mens sien nie net wat verkeerd is nie, maar sien die teenwoordigheid van die Here raak, selfs in moeilike tye. Dit is regtig moeilik om bitter of kwaad of selfsugtig te wees wanneer jou hart vol dankbaarheid is. Iemand het gesê dankbaarheid is soos 'n lens. Stel jou voor jy het twee verskillende brille, die een is vol krapmerke, alles lyk dof, jy kan eintlik niks meer sien nie, en die ander een is skoon en helder, en jy sien alles baie mooi en duidelik. Niks in die wêreld het verander nie, maar die lens wat jy gebruik om te kyk na die wêreld, maak die verskil. Hoe sien ons die wêreld raak? Wanneer ons bid sonder dankbaarheid, raak ons gebede swaar. Dit raak vol versoeke, vol frustrasie. Maar wanneer dankbaarheid deel word van ons gebed, verander dit ons perspektief op die lewe. Ons begin God raak sien in die klein dinge. 'n Mooi woord wat iemand sê op die regte tyd. Die krag wanneer ek dit nodig het, wanneer ek regtig dink ek kan nie meer aangaan nie. Deure wat skielik vir my oopgaan en selfs deure wat vir my toegaan. Besef ek is die Here en ek kan dankbaar wees. Ons moet onthou Paulus skryf hier en hy sê dit vir ons duidelik, hy skryf uit die tronk uit, tog praat hy nog steeds oor dankbaarheid. Dit leer vir ons dat dankbaarheid nie afhanklik is van my omstandighede nie, maar van my vertroue. Ek gaan hy sin herhaal, dit leer ons dat dankbaarheid nie afhanklik is van omstandighede nie, maar van my vertroue. Dit sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek sien raak dat U daar is. En dit vloei oor in hoe ons leef. 'n Dankbare hart bring 'n sagtheid, dit bring 'n sagte stem, dit bring wysheid in optrede en dit bring geloofwaardigheid in ons getuienis. 'n Dankbare lewe is self 'n gebed. 'n Lewende, hoorbare getuienis van God se genade in my lewe. Dankbaarheid verander ons houding, ons woorde, ons optrede. En uit 'n dankbare hart vloei dan al hierdie dinge wat jy nie kan afdwing nie, soos gasvryheid, vergifnis en geduld.
Want wie uit genade uitleef, het ruimte vir ander mense. Sonder dankbaarheid raak ons vreeslik krities, ons raak oordelend. Maar 'n dankbare mens kyk met sagter oë en kies genade oor die oordeel. Nie omdat ons dit self verdien nie, maar omdat ons self uit genade uitleef. Hierdie dankbaarheid herinner ons ook daaraan dat alles 'n geskenk is. Geloof, hoop, ondersteuning en die lewe self. Ons het mooi vanoggend hoor, dankbaarheid ontken nie die pyn nie. Dankbaarheid ontken nie dat daar moeilike tye is nie, maar dit laat nie toe dat die swaar kry die laaste woord het nie. Dit is moeilik, maar God is steeds daar. Dit bevry ons van hierdie tirannie wat ons het, wat ons sê ons is nooit genoeg nie, niks is ooit genoeg nie. Want dankbaarheid bring rus. Want wat ek het is genoeg, omdat God vir my genoeg is. Dit open ons oë vir die seëninge wat ons miskyk, die alledaagse genade, die pap in die oggend, die petrol in die voertuig. Dit is hierdie klein oorwinnings wat ons groot oorwinnings word as ons dankbaar leef. Dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar dit verander ons van binne om anders te sien. Dankbaarheid is ook vir ons 'n gebed vir ander mense. Dankbaarheid natuurlik is dankbaar vir wat ek het, maar dankbaar weier vir die mense in my lewe, die gemeente, die gelowiges om my, die wêreld, wat dalk Christus nog nie ken nie. En Paulus vra dit vir ons duidelik, ons moet bid. Hy vra ook dat ons vir homself moet bid, om deure oop te maak. Hou aan, saam bid. Ons gebedslewe beïnvloed hoe ons met buitestanders omgaan. Gebed maak ons wyser en sagter en meer genadig. Paulus sê ons moet soos met sout gesmeer wees, smaakvol en bewarend. 'n Mens wat bid, praat anders, leef anders. Gebed word dan nie net iets wat ons doen nie, is iets wat ons word. Om sonder ophou te bid beteken nie dat ons altyd op ons knieë moet wees nie, maar dat ons voortdurend in verbinding met die Here is. Waar ons ook al is, in ons werk, by die aftreeoorde, in ons verhoudings, by die skool, in besluite, ons is altyd in verhouding met die Here. Iemand het gebed beskryf soos 'n oop telefoon. Jy hoef nou nie elke keer weer te bel en die nommer in te druk nie. Hierdie lyn bly altyd oop. Jy kan praat, luister, stil wees, want jy weet God is daar. So kom ons leef volhardend. Selfs wanneer dit stil voel, maak gebed 'n dissipline, 'n lewensritme. Wees waaksaam om God in die oomblik raak te sien, leef wakker, sien God raak, selfs in die klein dingetjies. En wees dankbaar, omdat ons weet ons leef uit genade. Laat jou hart oorloop, en uit daardie oorloop, laat dit ook ander mense se lewens verander. Dit is lewende gebed. 'n Gebed wat asemhaal, wat loop, wat leef. Mag ons lewens so gebede word dat ander, wanneer hulle na ons kyk en luister, iets van God se teenwoordigheid daarin raak sien. Amen. Ons gaan nou as gemeente saam die Ons Vader saam hardop bid. So ek wil vra dat ons staan en dan bid ons as slotgebed Ons Vader saam. Kom ons staan op. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kan bly saam en dan dan sing ons saam The Servant Song. Vriende, ons gaan nou hier uit, die jaar lê vir ons voor, en nêrens gaan niks toevallig wees. Waar ons ook al is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons, om God in daardie situasie te beleef, en om daar vir mense tot 'n seën te wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en aan ons vrede gee. Knie